Dis tog so jammer, sê die Here, ag, as my volk maar na my wou luister. Hoor, en maak julle monde oop. As jy geluister het, as jy goed gehoor het, dan sal jy jou mond oopmaak. Kom ons bid saam. Genadige God en Hemelse Vader, ons aanbid U vir U wonderlike voorsienigheid. U wat hierdie dae aan ons lewens toevoeg. U wat met soveel geduld deur die eeue en nogmals deur die eeue met U volk praat. U wat ons 'n wonderlike woord gegee het deur U Seun Jesus Christus. U wat vir ons die Heilige Gees gegee het. En wat meer kan ons vra? Wat meer kan ons vra dat U vir ons versorg met dit wat ons nodig het? Ons bid dan dat ons vandag in dankbare afwagting na U woord sal luister. Ons bid dat U sal wees met U diensknegt dat U sal wees met U diensknegt wat daardie woord sal bring en dat die Gees kragtig in ons midde sal spreek. En dan bid ons, Hemelse Vader, vir die kerk van ons Here Jesus Christus in alle eeue, dat sy al hoe meer sal begin skitter en haar heerlikheid sal vertoon as die bruid van ons Here Jesus. Dat sy al hoe meer die rein en wit fyn linne sal vertoon wat U vir haar gegee het. Dat sy al hoe meer 'n getuie sal wees in hierdie krom en verdraaide geslag. Sal wees van 'n genade wat daar net by U te vind is. Daar is geen manier wat ons hierdie woorde waar kan maak nie, behalwe wanneer die Gees dit in ons getuig. En daarom ook in volle afhanklikheid. In volle afhanklikheid dat U die een is wat bepaal waar die wind waai, dat U die een is wat bepaal waar die reën val, dat U die een is wat bepaal waar daar groei is en vrug opgelewer word, bid ons dat U ook in hierdie dag vir ons vrug sal gee op die woorde van ons Here. Ons vra dit in sy heilige naam, en wanneer ons sy heilige naam noem, dan is ons dankbaar vir die vergifnis van sonde wat daarin opgesluit lê. Amen. Ons lees vandag Psalm 81. Psalm 81 vir die musiekleier op die getiet, en dis 'n psalm van Asaf. Jubel tot eer van God, ons sterkte. Juig tot eer van die God van Jakob. Hef aan 'n lied en laat die tamboerijn klink, 'n lieflike siter saam met die harp. Blaas op die basuin op nuwe maan, op volmaan vir ons feesdag. Want dit is 'n insetting vir Israel, 'n verordening van die God van Jakob. Hy het dit ingestel as getuienis in Josef toe hy uitgetrek het teen Egipte land. 'n taal wat ek nie geken het nie, het ek gehoor. Ek het sy skouer bevry van die las, sy hande het die mandjie gelos. In die nood het jy geroep, en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder. Ek het jou getoets by die waters van Meriba. Hoor my volk, en ek wil dit jou inskerp, Israel, as jy tog na my wou luister. Daar mag by jou geen vreemde God wees nie, en voor 'n uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. Ek is die Here jou God, wat jou laat optrek uit Egipte land. Maak jou mond wyd oop,
dat ek dit kan vul. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ag, as my volk maar na my wou luister, Israel in my weë wou wandel. Gou sou ek hulle vyande onderwerp en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Die haters van die Here sou kruipende na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring, en met heuning uit die rots sal ek jou versadig. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Psalm 81 vers 11. Die Here sê vir ons, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy het dit seker almal al gesien, miskien op 'n foto of 'n video, of dalk selfs in lewende lywe, die beeld van 'n mannetjie of wyfie voël wat die kleintjies in die nes voed. En hoe daardie kleintjies almal met hulle bekkies wyd oop sit, in gretige afwagting sit. Maar dan het jy dit seker ook al beleef in ons, diegene van ons wat al kinders groot gemaak het, sal dit weet, dat dit soms baie moeilik kan wees om 'n baba te voer en dat daar dikwels nie gretige afwagting is nie. En dan moet met mooi woorde van treintjies en karretjies en vliegtuigies moet die kind omgepraat word voordat hulle mond oopmaak. Nou Psalm 81 en my gewete sê vir my dat ek eerder in die tweede kategorie, daardie baba kategorie val. En dit seker by die meeste mense dit ook taai is, dat die mense hulle monde oopmaak om nie eers van die gedoopte Afrikaner volk te praat nie. En daarom bly ons ondervoed. Daarom ontbeer ons die beste van die koring om nie eers van die soetigheid van die heuning te praat nie. En dit is tog so jammer. Dit is tog so jammer, sê die Here. Ag, as my volk maar na my wou luister. Hoor, en maak julle monde oop. As jy geluister het, as jy goed gehoor het, dan sal jy jou mond oopmaak. Nou Psalm 81 begin met 'n verwysing na die erediens, die wyse waarop daar fees gevier moet word, en hoe daar destyds fees gevier is, en hoe ons vandag moet fees vier. Jubel tot eer van die Here. Juig tot eer van God. Hef 'n psalm aan. Dis daardie soort van uitbundigheid en entoesiasme wat ongelukkig slegs by ons mense na vore kom wanneer hulle geliefkoeste rugbyspan 'n 3 gedruk het. Nie waar nie. Dis daardie soort van uitbundigheid wat tragies genoeg selde in gereformeerde kerke teëgekom word. Meer by die charismatiese kerke met hulle praise and worship, hulle lof en aanbiddingdienste. Daar's 'n rede vir hierdie fees. Dit was 'n insetting, 'n verordening in Israel, en dit kom van die Here wat sy volk verlos het, vrygemaak het, dat hy hulle geleentheid gegee het tot 'n nuwe begin. Met elke nuwe maand word die volk aan God se reddende genade herinner. Met elke feesdag word hulle aan 'n nuwe lewe in hom herinner. En net soos ons as die volk van die Nuwe Testament elke eerste dag van die week, elke Sondag daaraan herinner word en ook weer met nagmaal daarvan opgeskerp word dat die Here ons verlos het. Dat die Here se versoenende dood ons bevry het. Vergeet geen een van sy weldade nie. Die Here het my van 'n hopelose Egiptiese bestaan verlos.
Daar waar ek met 'n geëelte skouer 'n mandjie vol bakstene gedra het. Om 'n empire te bou, 'n empire wat vir my niks omgee nie. Daar waar ek dag vir dag met 'n mandjie vol van my sonde voortgestrompel het, gedryf deur die owerste van hierdie wêreld, en daar waar ek saam met die mensdom dag vir dag geen rus vir my siel kon vind nie. Daar waar ek na 'n vreemde taal moes luister. 'n Taal wat my siel nie ken nie. 'n Taal wat in die Here se hemel nooit gehoor sal word nie. 'n Taal vol van vloek en verleiding en haat en leuns. 'n Taal van sarkasme en skinder. Dis die taal van Egipteland. Daar waar ek langs die vleispotte van Egipte gesit het en maar nooit genoeg kon kry nie. Daar waar ek dag vir dag geld moes afweeg vir brood wat my nie kan versadig nie. Broeders en susters, as jy 'n kind van God is, dan sal jy nie so kan voortbestaan nie. Dan sal jy ook in jou nood uitroep. Hier diep binne in jou sal jou siel in nood uitroep. En dan hoor ons daar in Eksodus 2, hoe die kinders van Israel gesug het, en geweeklaag het van die slawerny, en die Here sê, en hulle geroep om hulp, en oor hulle slawerny, het opgeklim tot hom, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob, en God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. God ken sy kinders, en hy red. Hy antwoord in die skuilplek van die donder. So, Psalm 18 beskryf dit, hoe die volk daar by die Rooi See gered is. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en hy het met sy stem, uit sy paleis het hy gehoor, en hy het die aarde geskit, en dit het gebewe, en duisternis het sy skuilplek gemaak, duisternis van waters, diktes van wolke, en die Here het in die hemel gedonder, en die beddings van die waters het sigbaar geword, en hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, en hy het my gegryp, en hy het my uit daai groot waters getrek. Beskrywing van hoe die volk van Israel met die deurtog deur die Rooi See gered is. En eeue later, met die finale verlossing uit die Egiptiese bedeling, het die Seun van God aan die kruis gesterf, en daar lees ons hoe die voorhangsel van die tempel in twee geskeur het, en hoe die aarde gebewe het, en die rotse geskeur het, en die grafte wat oopgegaan het, en baie liggame van ontslape heiliges het opgestaan. Dis Matteus 27. Ja, God antwoord vanuit die donderwolk, wanneer hy sy volk red. Die volk wat hy nog altyd geken het, en wat hy as sy eie herken. Die volk wat hy ook toets, soos hy Israel daar by die waters van Meriba getoets het. Ja, geliefdes, die Here het ons verlos, maar hy toets ons ook. Op hierdie reis tot by die beloofde land toets hy ons. Aan die kant die Rooi See, daai see wat nog vol Egiptiese lyke was, toe het Israel die lof van die Here besing. Eksodus 15. In Psalm 106 sê daarvan, maar hulle, die volk, het gou van sy werke vergeet. En hulle het op sy raadsbesluit nie gewag nie. En hulle het begeerig geword in die woestyn. En God se kinders het hom versoek in die wildernis. En toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel het hy 'n maarte gestuur. Daar in die woestyn het Israel dors geword, hulle het gemor en hulle het gekla, net soos ons ook.
Net soos ons ook mor en kla, as dit nie na buite is nie, dan is dit na binne. Gaan die Here vir my sorg? Wat gaan vir ons kinders word in hierdie land? Wie of wat gaan ons van ons vyande red? Miskien hierdie of daardie Amerikaanse president? Miskien is hy die laaste hoop in donker Afrika. Ek ken daardie twyfelvrae en die twyfelantwoorde. En dan vergeet ons, en dan hoor ek nie die Here nie, dan luister ek nie. Want hy is ons God, en herder hy, en ons, wie is ons? Ons is die skape van sy wy. En hoe trek ons uit? Ons trek uit onder sy beskerming. En niks sal my ontbreek nie. Niks sal my ontbreek nie. Hoor, Gustaf, hoor gemeente, hoor o my volk, ag as jy tog na my wou luister, sê die Here, as my volk tog na my wou luister, as Israel maar in my weë wil wandel. En geliefdes, mede-reisiger in die woestyn, as julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle hart nie, maar neig julle oor en merk op die roep van sy ontferming. Maar sy volk het nie na sy stem geluister nie, en Israel was hom nie gewillig nie. Nee, ons soek eerder hulp by die vreemde gode. Sommige van die gode uit 'n vorige lewe, maar dan ook ander nuwe uitlandse gode. Ons het kos nodig, en daarom buig ons voor die kosgod, en al ons praatjies gaan oor kos. En dit word 'n baksteen in die mandjie. Daardie mandjie wat die Here reeds van ons skouers afgehaal het, maar wat ons nou weer opgetel het. Ons soek verligting in ons gemoed. Wat van 'n dop of 'n pil, probeer dit, en dan het jy nog 'n klip in daardie mandjie. Ons het behoefte aan aanraking en intimiteit. Hier sê die wêreld is die seksgod, daardie ou bekende, en nou dra ek 'n sak sement in daardie mandjie, en so kan ons aangaan. Maar daar kom uiteindelik 'n tyd, so leer ons vandag, dat ons weer in slawerny verval. Bevry van die Egiptiese slawerny, maar nou weer vasgevang in 'n Kanaanitiese slawerny en uiteindelik in 'n Babyloniese ballingskap. En soos elke ander gemerkte slaaf, sal ek ook gering of getatoeëer rondloop, sodat almal kan weet, sodat die wêreld kan weet, dat ek aan iets of iemand anders behoort. Daar kom 'n tyd, sê Psalm 81, dat ons vyande vir ons te veel word. Die Amalekiete, die plundelaars, die Filistyne, die misdadigers, die Islamiete, die leegleers, die rooipetbende en die wat net wil vat. En daar kom ook 'n tyd, so het ons gelees, daar kom 'n verskriklike tyd, dat die Here ons net oorgee aan die verhardheid van ons harte. Liefdes, u weet waar bekering begin. Dit begin daar waar ons vir die Here sê, en daar waar ons tot die Vader bid, laat u wil geskied. En verdoemenis, waar begin verdoemenis? Daar waar die Here sê, laat jou wil geskied. Ons lees in Handelinge 7, daar waar die diaken Stefanus die geskiedenis van Israel weer ophaal, en ons lees daar, dat God hom van die volk afgewend het, en dat hy hulle oorgegee het om die leer van die hemel te dien. As julle heil in astrologie soek, as julle in die sterretekens begin glo, as die sterre vertel
jou dae begin bepaal, dan mag die Here jou dalk net oorgee aan die verhardheid van jou eie hart en dat jy in jou eie planne kan wandel. Geliefdes, mede woestynreisigers, ons hoor dit elke Sondag, en dis deels hoekom ons Sondag vir Sondag hier is, nie net om tot die eer van Jakob te jubel en te juig nie, maar om te hoor, en dan weer te hoor, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land laat optrek het. En vandag sê hy vir ons, en mag ons tog luister, en hoor wat hy sê, nou sê hy vir ons, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Hoe baie vrate neergeboe, waar vind ons ooit die ware goed? So leer Psalm 4 ons bid. Verhef oor ons u Vader oë, en sien op ons neer in mededoe, en verlig ons hart, en verlig ons gemoed. En u het my hart weer vreug gegee, as ander smaak, in volop tyd. As hul deur skyngeluk verhewe, by mos en koring lustig lewe, en feeshou in kortstondigheid. Jy weet, die kind van God, die ware kind van God, het 'n eetlus, 'n begeerte na die ware goed, 'n honger en 'n dors na die ware geregtigheid. En dit beteken dat hulle gesond sal wees. 'n siek liggaam is 'n liggaam wat nie wil kos inneem nie. Die verstand wat nie na die waarheid hinker nie, sal ook baie minder wysheid openbaar. 'n siel wat nie smag daarna om geregverdig voor die Here te wees nie, sal verarm en verkwyn. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trouverbond. So sê die Here, al wat julle ontbreek, skenk ek as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Die goeie Vader wil hê ons moet sy voedsel begeer, in oormaat begeer. Want hy is die alleroorvloedigste fontein, die nimmer eindigende bron van alles wat goed is. En hoe meer jy van hom begeer, hoe meer sal jy van hom ontvang. Ons het reeds 1 Bybelstudie per week. Is daar nie miskien nog 'n manier waarop ons kennis verder kan uitbrei nie? In Lukas 11 sê die Here Jesus, hy sê bid en vir julle sal gegee word, daar sien jy die oop mond. En vir watter vader sal julle vra, en as sy seun vir hom 'n brood vra, sal hy vir hom 'n klip gee? Of ook 'n vis? En dan in plaas van 'n vis sal hy hom 'n slang gee? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat tot hom bid. En dis wat Israel nog altyd die meeste nodig gehad het. En ek die meeste nodig het. Die Heilige Gees. En die Gees is net daar waar sy woord oopgemaak word. Verlang sterk, skryf Petrus, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Ja, ek het ook vis en eiers nodig. Ek het ook my daaglikse brood nodig. En hy gee die beste van die koring en nog baie meer. Hy gee die heuning uit die rots. Maar bovenal gee hy die Heilige Gees. Kan ons ooit genoeg van hom hê, broeders en susters? Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, mag sy Gees 'n aptyt in ons aanwakker. Mag sy Gees vir ons
ons monde laat wyd oopmaak, om meer en meer van die genade wat ons net by hom het, om dit in te neem. Mag ons sterk en sterker word in die geloof. Mag ons daardeur 'n kragtige getuienis ook uitdra van mense wat gesond opgroei in die geloof. Ons bid tot U, Hemelse Vader, ook dat daardie eetlus nie van ons weggeneem sal word as ons die dag ouer word nie. Dat daardie eetlus nie van ons weggeneem sal word as ons die dag beproef word nie, dat ons nog steeds sal verlang, na niks anders sal verlang as om deur U Gees gevoed te word nie. Mag hy dan so wees met al U kinders en U ken hulle, U weet wat hulle bekommernisse is, U weet wat hulle versoekinge is, U weet watter mandjies hulle nog steeds met hulle ronddra en hoe swaar daai mandjies is en hoe geëeld hulle skouers is. Ons bid dat U in U wonderlike liefde en genade U volk sal aansien. En dit is slegs so bid ons en so weet ons en so bely ons, dit is slegs deur die Gees van ons Here Jesus Christus, dat U ons weer nuut kan maak. Ons vra dit dan in sy naam. Amen.